Ja, julle ouetjies, ons is in die middel van die hartjie van die winter en dis mis reg rondom ons al 9:00 die oggend en ons moes nou eers bietjie die mis kans gee om net so 'n bietjie op te gaan. Julle sal sien ek trek my oogies amper soos Clint Eastwood vanoggend. Ja, ons is by Flamingo Bay. Dis een van die nuwe oorde of nuwe oewers wat beskikbaar geword het. Hy's op die Oranjewil pad. En wat 'n ongelooflike stuk water. Nou, ons het een keer 'n klapkomp kom hengel en ek hou baie van die water en ons het met die eienaar Stormy gesels om te kyk of kan ons terugkom. So hier agter my rug, natuurlik is my seentjie. Stormy is net so weer aan die kant van my. Hy kom so 'n bietjie saam met ons hengel, natuurlik. Hy's eintlik 'n boothengelaar. Maar daai manne kan visvang natuurlik en dan het ons vir Jake, the Snake. Jakey is saam met ons. En een van ons baie belese manne is Benny Vervier. So, ons gaan nou vir die dag bietjie kyk, kan ons nie 'n paar van daai beter visse van Valdam vang nie. En onthou wat ons altyd sê, winterhengel is altyd lekker hengel en dis verskriklike groot grasies. So, my hartjie vra eintlik dat ons een van daai groot grasies kan vang om vir julle te kan wys. Maar daar's net een manier om hierdie vis te vang, is jy moet ingooi, natuurlik die goed in die water kry. En kyk of ons 'n bytjie kan kry. So, ons is amper reg, seker binne die volgende 5 minute gaan ons gooi en dan gaan ons die hele storie vir julle ontvou. Julle ken ons nou met die dohous. Ek gaan met dit hengel. Kyk of dit in die winter natuurlik werk. Nie kyk nie, dit gaan werk en verskillende afstande. So ons hengel enigiets van 75 tot kom ek sê 125 om te kyk waar lê daai groot vis. Een stok het ek besluit ek gaan op 115 meter hengel met die Black Widow en Johanna Dew en dan die Spider-Man en die Legend. En dan op die bol het ek die SVB Dew Black Widow en Johanna. En dan het ek ook net so 'n druppeltjie sniper opsit. Nou is op 115 meter. Nou die mag van die gewoonte is natuurlik eerste Banji Tracer en soos julle weet is dit maar my formaat wat ek, die hoeveelheid wat ek opsit en dan wil ek net onder het ek 'n sagte Stateford soft net vir my klein deegie opsit. So. Klein sagte deegie opsit. Natuurlik, soos julle daar kan sien, is maar 'n klein fyn aasie vir die winter. En dan bo daai nuwe Gumtree harde floutie van ons. En ons moet natuurlik, soos julle gaan nou daar hoor, dis die mooiste klank. Dis wanneer daai seeltjie so breek. Alles terug in die fairy dust. Jy hom net so lekker skud. En dis my begin. So ek gaan Tracer Banji hengel. Ek het bo natuurlik daai Gumtree. Onder is dat 'n versagte floutie met 'n klein deegie. Hierdie netjie so op 115. Gaan hom lekker wikkel en hom daar gooi. Ek dink is 'n baie goeie afstand veral vir die sloepe wat so bietjie vlakker is om net daai bietjie verder afstand te kry veral vir later in die dag as die water bietjie warmer word. Dink ek is daai die meer konstante water om in te hengel. Me mat. Ja, ek het regtig nie my wider vergeet nie. Ek is taaf groot gemaak. Kom van die Vrystaat af, in die Vrystaat gebore. Nou in die Noordwes. Maar ek sal dit verruil vir niks anders nie. Kyk, dit gee vir ons die geleentheid om by mooi damme te hengel. Dit waarvoor ons lief is te doen. En ja, al is dit koud, bly dit lekker. Sodra daai polisieman so optel, vergeet jy van alles wat verkeerd gaan in jou lyf en jy wil net graag daai vis aan die einde van die lyn uit hê. So ons gooi vandag
gooi ek op hierdie stok 95 met 'n spring en hierdie kant 'n oopspoel net om te kyk met 'n klein gewiggie, maar jy sal sien is 'n bottom stroppie. Ek lief my bottoms omdat hier so baie modder is, gaan ons kyk of dit dalk 'n verskil maak. So kom ons hou duim vas. Die dips wat ek vandag gaan gebruik is natuurlik weer die Duos, Ase ook die Duos. Die Painting Kiana weet ek doen verseker baie goed hier in Valdam. So op die kant sit ek die Painting Kiana en op hierdie kant sit ek definitief daai Spider-Man Legend. Jy kan nie verkeerd gaan met Spider-Man in die winter nie. En dan op die hoek Ase sit ek net daai Painting Kiana float. Net so skoon sonder 'n deegie, wil eers kyk of ons gou die vis in die gang kan kry. As die geelvis begin kom, dan sal ons begin asies verander, groter maak en lekker rondspeel. Ek het nou 'n byt gekry op hierdie 115 meter stok vir my. Dit is die kombinasie met die Spider-Man Legend en dan die Black Widow en Joanna met die SVB, die Black Widow en Joanna Dew Dip met 'n druppeltjie sniper en hy het 10 minute gelê en ek moet sê dit voel nogals na 'n redelike decent vis. Ek kom bietjie nogals redelik tight in, maar ek weet op die stadium met die dam wat so vol is, is daar baie snacks in die water, so ek kan voel soos hy inkom, dan trek ek hom maar bietjie deur die snacks, maar ten minste kom hy, so ja, kom ons kyk wat het ons hier op hierdie lyn. Terwyl ek nou anders moet by vis, is skalk ook daar aan die linkerkant aan die gang. As ek so kyk, dan lyk dit vir my amper of dit dalk sy korter stokkie is wat geëet het. So ja, die visies is definitief hou van wat ons doen. En so hierdie vir my is naby, so kom ons skep hom. Ek het ook nou vir eerste keer wat ek met hierdie 13.6 ballistic gegooi het en dan ook met die LS6K. En ek moet sê, is baie gemaklik gegooi op 115. Nie te klein nie, mooi size. Let's go. Nou, hierdie enetjie van my het seker so in die orde van 15 minute gelê. Julle sal onthou, dis daai Banji Tracer van my. Boot ek hy splinter nuwe Gumtree harde float op. Onder 'n statefit met 'n baie klein deegie. Terug in die ferry dust. Baie lief om met die sprinkie strengel. Sagte voertjie. En hierdie netjie het ek so neergesit op so 115. En baie mooi optel. Net daai rustige optel van uit die water uit. En daar gaan hy so. Nie 'n slegte start nie. Benny daar aan die kant is ook aan. Ek my Jake het ook gekap. So dit beloof om 'n baie mooi storie te word hierdie. Daar is al 'n mooier vis. Baie welkome, goeie, lekker gevoel om 'n ordentlike Valdam karp in die winter te vang. Ek het nou op 17 minute op my 65 meter stokkie en hier is daai kombinasie Tracer en Banjo en dan ook op die bal die SVB Dew Tracer en Banjo dip. En hierdie ding het weggetrek soos 'n stoomtrein, maar ek moet sê ek sien nou verpeer. Ek love hierdie combo, hierdie short range tactical 9 voet. Ek love die 9 voet. Maar is met tussen die 8 en die met hy cover. Ek gooi hierdie eentjie tot op 90 meter. En die manier hoe hierdie ding boks is net ongelooflik en hy kan lekker ver gooi ook. So is nie net 'n stokkie wat jy nie net die voorweg hengel nie. Jy kan lekker ver gaan met hom. As ek nou sê ver 90 meter max op die stadium, maar baie gemaklik tot op 85. Ek moet ook net een ding noem dat ek persoonlik hou van hierdie
Sensation, die snagless net. Hy het regtig gekengel nou al vir 'n hele paar jaar. En nou is ons maar gewoonlik maar set in jou way, so ek sukkel eintlik om enigiets anders te toets, maar vir my, ek love hierdie snagless net. Check waar gaan daai ding. Ik ga dit die kant toe. Lijn, al bij je kop. Sorry man, ik rap ik jou daar. Submarine karp, hy wil net afgaan. Lyk vir my nou 'n beter size. En soos Japan. Hoppa. Presies wie jy nie moet skep hè. Decent karp. Nou ja, julle kan sien dit gaan redelik wild hier so by Flamingo Bay nou. Ons het 'n hele storie hier so, die mis het nou net opgegaan. En 3 van ons stokkies het gegaan. Jakey daai maddie gevang. Hier's 2 karpies, een het 'n karpie gevang. Ek het 'n karpie gevang. Ons is by Flamingo Bay. Hengel 'n tipiese 115 met die doos. Hierdie is banjie en truiservisse. Ek weet nie Jakey, wat is daai van jou? Spider-Man Legend. Ja, whatever. So, dis nog vroeg in die dag en ek glo ons gaan nog 'n klompie van hierdie vang. Dis hoekom ons die net het. Ons het tot die weisling gebring om te sê, luister boys, hier is die net, ons weeg hom, dis die algemene size van die vis. Jakes, wanneer sit julle 'n bietjie hele springbokhoetjies op? Dit gaan nou gebeur my baas. Kyk, ons het nog eers kans gehad om 'n koffie te drink nie, niks nie. Ons is net in die vis. Dan hulle byt en byt en byt. Ons gaan aan. Nou ja, toe, julle, kom ons sit hierdie ouens in die net, ons gooi weer in, ons kyk of ons nog een kan vang. Cheers. Julle weet natuurlik, my nuwe gunsteling is die Hayabusa van Sensation wat hulle vir my ingebring het. Daai is die nommer 14. Ek is baie lief om met die veertjie te hengel. Die rede daarvoor is ek kan 'n lekker groot voerbol opsit, kan 'n sagte voerbol opsit. Ons hengel met die doos. Julle sal sien my hoeklyntjies. Kyk hoe lank is my hoeklyntjie. En die rede daarvoor is omdat dit winter is, die vis is bietjie meer traag en skie met hierdie koue water, maar op hierdie stadium gee dit vir ons die gewenste resultaat. So kom ons gooi hom weer terug en ons kyk of ons nog een kan vang. Ek het nou weer 'n baie mooi run gekry op my 115 meter stok. Presies dieselfde kombinasie, daai SVB Johanna Black Widow Dew. En dan die SVB Dew dip op die bol met 'n trippeltjie sniper. En terwyl ek hom vasgekap het, toe hardloop hy tot binne in die klip. Toe moes ons maar 'n bietjie vinnig planne maak en vorentoe hardloop. En daar byt my ander stok ook, né? So die vis is aan vandag hier by Flamingo Bay. Daai ander netjie kap. Maar hey, is vir iemand 'n vis. Hier is in die klip. Wie wil omvang? Ja. Dis chaos. Goeie chaos natuurlik.
En daar vat die kameraman ook 'n kans met die ander stok, maar iemand moet hom vang. Ek sit hande uit, so goeie chaos. En dan net vir die rekord, ek maak gebruik van die Sensation Competition Pro Series lyn, die 10 pond en 0.25. En ek moet sê, toe die nuwe 10 pond lyn reël inkom, was ek een van die grootste voorstanders wat gehaat het. Want hoekom sal ons nou dit doen, want ons verloor die afstand. En ek moet sê, ons het regtig geadapt met hierdie nuwe reël en dit werk vir ons. Ons kry nog steeds goeie afstande met hierdie lyn. Maar ek moet sê, met hierdie kombinasie met hierdie lyn, kry ek daai afstande baie gemaklik. Die vis vir die kameraman nou daar het. Dit is die ander kombinasie wat ek ook nog gehou het op by 65 meter. En dit is daai Banjie Tracer View float bo en onder en Banjie Tracer op die bol en that's it. Nie baie lank gelê nie. Toe stamp daai polismannetjie, ek sien net die polisman begin dryf. En obviously eet hulle die voer baie hard, so dis wat nou hier gebeur. En dis 'n baie mooi storie. Dis so lekker om te sien die vis eet nog steeds al is die water koud. Nou toe. Terwyl ons besig is met daai en toe loop die ander ene. Lekkerder. Jakes is besig om klomp maddies te vang op sy kant toe. Dog ek laat ek enetjie daai kant toe gooi. Kyk, kan ek ook dalk 'n maddie vang, so ek het hom daar voor hom gegooi. Ek het hom seker 40 keer om verskoning gevra, maar hier vang 'n wraggiese visie. Soos ek nou karpie vang, is hy vandag die maddie koning en ek die karpie koning. Right, ek is nou nog hier oor Jake se lyne. So buite die feit dat ek nou op sy plek gooi, wil ek nou nog sy lyne ook lyk dit vir my rondvoeter. Ek gaan nou 'n skepnet pypie oor my rug kry. Om te sê jy kom nou weg van my goed af. Spring hy af. So ja, dis wat nou gebeur as jy poach. Dan spring die visie af. Sien julle daar so, jy moenie poach, jy gooi op jou plek. Ja, hulle sê altyd daar's 'n doel met alles in die lewe en die baas het per ongeluk hom so bietjie regs getrek. Uit op my spot gegooi. Ek het my ander stok presies daar gegooi en hy het per ongeluk 'n byt gekry en so het hy my lyn raak, maar hierheen het ek nou bietjie meer regs gegooi, meer na Benny se kant toe. En vir een of ander rede het hier nou 'n groot vis gebyt. So dit gebeur met 'n doel. Laat 'n mens altyd iets beter in die lewe kry. En dit is nou my groot vis. So hoop ons kry hierdie ouetjie uit. En dan wys ons hom vir julle veral op daai Spider-Man Legend Duo dip. Ongelooflike dip in die winter. Jy sal nie verkeerd gaan met hom nie. Julle sal sien met die lyn wat in die water gaan hy die hele tyd net hier voorin. So beteken hy is nou om 'n stokkie of om 'n takkie of iets. So ek gaan nou letterlik moet loop tot daarso want ek weet nie wat se kant toe is die vis. Is hy links diep in, regs diep in. So kom ons gaan maak hom gou los en dan kan ons presies sien of die vis links of regs beweeg. Soos julle kan sien, polisieman gaan sommer hier direk in die water in
En dis nou waar hy om die grasie of klippie of iets is. Ja, grasie. Kyk nou as ek hom optel. Daar gaan die vis heel links. So nou kan ons sien waar hy in die vis gaan. En ons kan so ook dan die lyne reguleer. Ja, die vis het heel links beweeg, nou beweeg hy heel regs daar na Benny se kant toe. Hy is ook aan met 'n vis. En vir 'n wintersdag dink ek kan 'n mens nie sê dit is sleg nie. Ek meen, sodra jy 'n vis in die lyn het, loop alles net reg. Alright, soos julle sal sien, ek stel die hele tyd hier aan hierdie knop hiervoor vir my drek. Hoekom ek dit doen is want ek wil nie die hele tyd rely op my hande se meegee, laat die vis nie die hoek poel, as ek dit so kan stel. My Engels en Afrikaans is bietjie moeilik, maar ja, weet, hoekom ek dit doen is want partykeer, jy weet nie presies wat se vis jy aan het nie. As die vis hier voorkom en is 'n grasie en hy draai hom en hy gaan, laat jy daarom daai bietjie van 'n stretch het in jou lyn en dan wat die spoel om kan draai. So jy kan sien daar, die stok buig redelik kwaai, maar so ook kan ek hom trek. So dit gee my net daai bietjie van 'n edge, laat ek nie 'n fout kan maak op die vis nie. Julle weet dat elke dam het 'n storie en die vis moet altyd maar vir jou die storie vertel. En ons hengel so klein bietjie verder, wel ek hengel 'n klein bietjie verder en hengel daai tipiese 105 na 115 toe. En my seun is hier langs aan, ek dink nie hy kom lekker daar uit nie en hy hengel ook met 'n valdamstroppie. Wat ek dink dalk 'n probleem kan wees. So wat ek graag sal wil doen is om hom oor te skakel na 'n rietvleistrop toe en vir hom so klein bietjie meer afstand te kry, natuurlik met die doos, om te kyk is dit die afstand wat die probleem is of wat is die probleem. So ons gaan nou sy goedjies bietjie verander, kyk of kan ons hom in 'n visseën kry en dan weet ons natuurlik. Skuif jou afstand as jou vis nie reg is nie, skuif net jou afstand daai 10 of 15 meter. Hy hengel met bottompies, soos ek sê, ek wil hê hy moet graag met 'n rietvleitjie hengel want ons sit groot balle in, julle kan sien hierso. Ek sit 'n redelike groot voerbol op. Ek wil baie voer in kry. En dan trek ek een terug en onder natuurlik een met die deegie. Ek hengel met die Tracer en Banji, so ek gaan presies dieselfde vir hom doen en kyk wat kry ons reg. O, daar by daai aan een. Dis al maar 'n mooi storie, daai ding so lekker vol. Lekker. Gedoep. Soos julle sal sien, is ek weer besig om my rietvlei spring stroppie te rebyt.
Die stok is die een wat die hele tyd byt. Ek het op die bottom, sal maar sê die Valdam stroppie, het ek nou al so 'n paar buite gehad, sal maar sê so 3. En ek het nie die vis uitgekry nie en hy is ongelooflik baie stadiger. Ek het nou seker al 5 visies gevang op die rietvlei, die spring ene. En ek dink nie die bodem aan die binnekant is nie so sag soos wat ek gedink het hier agter is nie. Soos ek gesê het, hier is baie modder, baie sag. En dis hoekom ek die bottom ingesit het en soos julle kan sien, die bottom het ek nog nie vis uitgekry nie en dis baie wat my worry. So hierso is hy. Hy gaan volgende op daai stok oop spoel en dan kyk ons of ons daai vis uitkry. Nou ja, soos julle weet, ons is daai hard springbok ondersteuners, bok ondersteuners. So Jackie, daar's jou spesiale hoekie, jy word gekap. Baie dankie Met daai hoekie, hier seunsinne, ek gaan syne nou opsit. So vandag, just RSA. No DNA, only RSA. Is jy reg? So. Ja. Pragtig. As julle sien, is seun besig hier voor met 'n regtig mooi vis. Stadig met hom seentjie. En ons het besluit om sy goedjies vir hom te verander. Ek dink daai klein bottompies van hom werk nie lekker vir wat ons doen nie. Dan gaan ons vir 'n rietvletjie opsit, selfde asies. Kyk of ons so 'n bietjie verder kan gooi. Want die oomblik wat jy daai verder gooi, is jy aan met die vis. Nou hier is hy besig met hom. Hy het natuurlik besluit, hy skep self. Julle kan sien hoe maal daai vis en hoe lekker is dit nie. So, die volgende een wat in sy hand is sy eie stok, sy eie vis wat hy gevang het op sy eie strop. Reg, para. Terwyl seun besig was met daai stokkie, die polisieman het so presies langs 'n peer gelê en ek sien net hy kom so op. En ek dink so vir myself, eers sal dit nou nie lekker wees daai katrol begin so stadig loop nou. Julle weet enige hengelaar, dis die visvang polka. Daai polisieman so uit die water uitkom en daai katrol begin loop. Ek dink ek het al plus minus 14 miljoen vis gevang. En daai polisieman al gesien opgaan menige kere. Elke keer nog steeds dieselfde gevoel, daai lekker gevoel. Julle kan nou, as die kameraman daai kant toe gaan wys, gaan ek vir julle wys. Jakes is aan, Benny is aan, seun is besig om sy vis af te hak. Ons is besig om die Valdam te vernoesploender, is die regte woord. Net hier by Stormy Flamingo by, julle moet kom. Alles die moeite werd, in die middel van die winter. Dohou slaan sy slaan. Sy is besig om 'n baie goeie tyd te hê. Ek kan nie glo dat ons hierdie mooi Kaaps vang in hierdie dam hou nie. Wat vir my baie interessant is, hulle eet vandag die vlout met die deeg. So dit beteken hierdie man is op die bodem. Hulle vreet goed op die bodem. Wat natuurlik awesome is, want dan is hulle hard aan die voer. Nou gisterand was volmaan, tradisioneel gewoonlik nie 'n baie goeie tyd vir hengel nie. Maar ons het die tyd van ons lewe. My balie. En 'n plat thickens. Nou, julle sal almal weet vir die Valdam, vir die tyd van die jaar, so tipe vis, baie welkom. Al wat ons vang, is hierdie tipe visse en groter. Jake het al so 2 of 3 moddies. Daar's Benny daar agter besig om sy goedjies weer reg te kry. Jake is in met 'n vis. Ons gaan nou seentjies se goed ruil. Kom ons sit hierdie man in die net. En ons sal aan die einde van die dag kyk hoeveel van hierdie skooters kon ons kry.
soos julle kan sien, het ons onder het ons 'n Statterford soft wat ons die deegie op sit en daai is natuurlik die Gumtree harde flout die bo vir daai grassies. Ons praat die hele tyd van die grassies wat op die bodem is. Hulle is terug. Ek het hulle sommer in my sakkie gesit. Sommer net 'n ou soetwit deegietjie wat ons onder op die onderste floutie sit. Daar het hy op sy voerbolletjie sit hy nou wat hy wil opsit. Wat hier daar op seën? Legend en Chakalaka. Legend Chakalaka. So ons gaan nou hierdie ou gooi terug in die fairy dust natuurlik. Skit hom lekker sharp. En ons gaan hierdie ouetjie so 'n bietjie verder gooi en kyk of ons daai visse kan vang agter. Wat sê jy? Dink so. Sharp. Visie. Jy grasie? Well done. Nou daar's jou visie my broer. Okay, gaan jy polismandjie opsit. Sharp. Langs hoor. Yes, hoe lekker loop hy stieke. Nou my Spider-Man. Tel hom op. Nee, nie hardkap nie, nie hardkap. Wat maak jy? Hier is nie shad vang nie, my broer. Nou, ons het seentjies se goed verander. Rietvleistroppie opgesit. Onthou wat ons gesê het, dieselfde juice opgesit en dit was nie 10 minute nie. Daar loop sy stok so. Onthou wat ek altyd vir julle sê, luister wat die vis vir jou sê. Kyk waar is die afstand, die tipe metode waarmee jy hengel. Ons hengel met die rietvleitjies, 'n sprinkie met 'n groot sagte voerbol. Ons hengel met daai duos op. Ons sit die floats op en daar's hy. Binne 10 minute toe eet sy stok. En hierdie is 'n baie mooi vis. Hy is onder deur hierdie lyntjie, hoor. Kom onder deur hom, daar's hy. Sharp. Jy reg? Well done, seun. Dis 'n mooi storieetjie as hy hom so vat. Jou karnalletjie. Dis dan lekker. Waar wil jy nou lekkerder hê? Just RSA, no DNA. Soos hulle daar gesê het nou. Ons het ons tradisionele springbok wietjies op. My kind vang sy eie vis en wat 'n mooi storie. Hoe lekker is dit nie? Visvang bring families bymekaar. En dis wat sport doen en ek dink dis wat Rassie Erasmus nog altyd sê, is dat sport is die uniting factor. En oral so af vang ons vis en ons kan dit saam doen. Dankie vir die geleentheid natuurlik. Ons wil Stormy dankie sê vir Flamingo Bay. Julle kan regtig Flamingo Bay begin hengel. Dit is something different. Ek hou van die water, ek hou van plat water soos julle sien, dis sloepe. Dis meer my tipe hengel. En 'n ongelooflike lekker dag. Baie mis gehad vanoggend. Ek het geweet die wind gaan nie vreeslik waai nie, dit gaan 'n lekker warm dag word. En ons vang vis soos ons wil. Lyk my nou het ek 'n fout gemaak. Want sien dit nou 'n skooter daar. Ordentlike vis op daai sisteempie wat ons verander het, maar dis die mooi van alles. Is die veranderings bring die vis. Dit hou die belangstelling. Dit maak dat ons terugkom en natuurlik nog 'n visie kom vang. Bring hom maar seun, dis 'n baie mooi vis daai. Jeepers creepers. Jou biscuit. As 'n skooter. My broer. What? Nou, altoe my stokke is uit. Ek het nou eers vir seun daar uitgesorteer. Sy stokkie het gebyt, toe byt myne. Hy was bietjie kleiner. Altoe my stokke uit. So hier gaan hierdie ene weer terug. Ons hengel daai tussen 105 en 115. En ek hengel met my ballistic nog steeds met die spring.
net 'n groter voerbol om hom so 'n bietjie gewig te gee dat hy gaan, maar ons vang hulle. En kyk nou hoe mooi gaan hy in daai merkie in, watch out. Koeps. I love it when a plan comes together. Soos julle kan sien hier agter. Ons het albei sy stokkies verander, albei na rietvletjies toe. Presies dieselfde Banji tracer. Natuurlik daai sagte statte vir fluitie met die DG en bo natuurlik Gumtree harde fluit. Klein bietjie van daai op fairy dust. Ek het hom van gooi. Hy het nie een bytjie gehad vanoggend nie. Hy het 2 gooie, 2 buite, net die stelsel verander, die applikasie verander, geluister wat die vis sê en daar seën aan met sy tweede vis. Nou die enigste manier hoe ons gaan sien of dit nou regtig nou die afstand is en of dit die applikasie is ek gaan vir Seentjie opsit, ons gaan sy goedjies tune, hy gaan sy eie fluities opsit, hy gaan sy voerbolletjie opsit, hy gaan homself gooi en dan kyk ons as hy dan by, dan weet ons luister, maar dit gaan oor die applikasie van die aas en natuurlik die verandering van die strop, so dan weet ons nou verseker, dis wat ons moes doen en hier is die vis. Daar skep my seun sy eie vis. Wat is dit Seentjie, karp? Nee, Maddie. Daai is 'n mooi Maddie. Well done my broer. Ja, daai is 'n vettie. Alright, so wat ons hier het is ons het nou net verander, ons het net die gooier verander. Asies is presies dieselfde. Die res is dieselfde. Seentjie gaan gooi. Ons het die rietvlei in plaas van die bottompie. So gooi hom vir pappa lekker, daar waar jy hom kan gooi. Kyk of die aas 'n verskil maak. Ek wil net my stok gaan kap. Perfek. Nou ja, daar het hy sy een stokkie gegooi, ons het sy ander stokkie ook so gelaai. Myne hou ek natuurlik daar op 'n afstandjie van 115. Ek hengel met die ballistic. Hier loop die ander katriel. Hoe mooi is dit nie? Kyk nou hierso. Kom, trek hom. Trek die katriel. Daar gaan hy katriel. Wat 'n mooi storie in die hak in. Kom net uithak. Dat hy sy dingetjie kan doen so. Dis hoe dit hier by ons gaan. Dis 'n beautiful story. Baie mooi. Baie mooi. Ja, lekker kaap hierdie hoor. Nou die mooi ding van dit alles is, as jou seun saam met jou hengel en hy kan al vir jou skep en jy trust hom, want dat ek julle een ding sê, die man kan regtig 'n vis al skep, want hy het al groot geword met dit wat ons hier doen. Hy raak nie oorgretig nie, hy wag vir die vis om in die net te kom, en dit maak dit natuurlik baie maklik. En hoe lekker is dit nie? Baie min sporte wat jy so saam kan doen, sonder dat een op die paviljoen hoef te sit. Vis die tou lekker. Yes! Kapies is lekker hard, hè? Right, sien hier kom hy. Kyk nou daai mooi skep. Kyk daai mooi vis.
What a pleasure. Well done my broer. Dankie. Daar is nou baie mooi vis. Een van die beter visse van Valdam. Nou dis regtig al een van die beter vis van Valdam en jy kan nie glo lekker tou hierdie ou nie. Daai ou het net opgetel vorentoe gegaan en hy was links oor terug regs. En kyk hierdie ouens se kondisie is perfek. Hier's nie 'n seertjie of 'n merkie op hierdie vis nie. Kom sit hom in net daai ander stok vir my het ook geloop. Kyk hoe lekker gly hy deur daai net. En nou is dit besig om 'n mooi storie te word. Ons hengel met die doos, ons hengel op daai kolletjie, ek hengel met die veertjie, ek hengel met lekker SVB Extreme Fine. En skit hom terug natuurlik in die flaapoeier en hoe meer jy daai voerbal daar neersit, elke keer op dieselfde plek, hoe meer kom daai vis bymekaar. So dis nou Valdam, ek hou van systeemhengel. Ek hou daarvan om goed te doen wat beteken dat as hoe meer jy dit doen en hoe meer puntinering jy dit doen, hoe beter gaan dit. Die duos is besig om 'n mok te maak winter en somer. Kry vir julle. Nou julle sal onthou wat ons gedoen het. Ons het Seentjie se goed vir hom verander. Hy het sy stokkie ingegooi en daar byt sy stokkie. So self ingegooi, selfde asies. So luister wat die vis vir jou vra. Hierdie kant is dit nou 'n baie mooi storie. Ek het die net sien net 'n visie aan daar. Ek wil net weer my goed terugsit op hierdie pragtige sensation stand van my. Wat alles vir my so maklik en gemaklik en gerieflik maak. Nou kan ek, my seun sê hy skep vir homself. Ag, ek sit vas. Toe maar, daar is hy los. Jy reg? Nee, ek sit vas. Sit hy vas? Nee, my skoene en laat. Dog jy sê oor nie jou vis nie. Nee, ek Wow, seun, maar daai lyk nou 'n mooi Kaap hoor. En dis wat ons net te veel gesê het. Al wat ons gedoen het is ons het die strop verander. Ons het die metodiek gevolg. Die veertjie met die sagte voertjie, die asies, konsentraat wat ons opgesit het. Hy het weer sy eie gooiwerk. Ek het die eerste 2 gegooi. Toe gooi hy syne, daar eet hy, vang hy sy eie visie op die motore. Onthou wat ons altyd sê, luister wat sê die vis. Moenie probeer snaaks wees nie. Luister wat sê die vis vir jou. Jy reg, Boeta? Well done my broer. Okay. Dan gaan ons. Well done my broer. Dis 'n mooi storie. Lekker. Well done, hè. As jy dit. Lekker. Lekker. Ja, hier oudjies. Hierdie bly maar mooi. Hy lyk net soos 'n groot bekgeel, is net 'n grasie hierdie. En hierdie sloepe is so bekend vir hierdie grasies. En hulle het so onder die radar groot geword en hierdie is 'n baie mooi vis. Sê. Well done my broer. Well done. Nou daar's 'n pragtige vis. Dis die moeite werd. Well done. Ek wil julle nou demonstreer hoe om 'n grasie te skep. Een mooi vis, hoor. Ja, ja. Dis vreesaanjagend as hy dit doen.
Sorry Jakes. Weet ek hoe voel dit om teen 3 keer stil nog te veg? Oef. Kyk, nou moet ek hom mooi time. Kom aan, draai jou kop aan. Nou draai jy weg van my af. Chopper. Well done my broer. Well done my broer. Moet ons hom net gesort kry. Jy moet nie nou jumpie hoor. Ja. Ek voel jou sommer. Nou, Jakes is besig om hier te stoei met sy grasie. Wat 'n mooi vis. Benny het vroeër 'n baie mooi grasie gevang. Kyk hierdie masjien. Kom ons hom net afspoel want hy verdien hierdie. Nou kyk hierdie grasies in hierdie vlakwater. Wat 'n ongelooflike vis. Nou Jakes, ek self het nog nie so grasie gevang nie. En dis 'n beautiful vis. Wat 'n belewenis. Dit is en jy voel nie die grootte van die vis Tot hy by jou is net nie. neersit. Tot hy hier voor is en dan voel jy hoorie maar Ek kry twee sulke ronde oogies, sulke kral oogies wat sê, "Baas, ek dink jy moet help skep, dit maak so koen koen." Julle weet hoe lyk 'n cartoon, ek maar nou verstaan hoe hoekom. Ek skrik so ek draai daai spoel van my Laat die spoel kan afval. afkom. Nou ja, julle, dit het ons natuurlik dan, ek dink vir nou vir die hengel aan die einde van die dag gebring. En ons het 'n ongelooflike tyd gehad. Ons gaan die vis vat en ons gaan hulle uitsit op ons landing station net om vir julle te wys hoeveel, maar ek dink ons moet hierdie ou terugkry want hulle like hom so uit die water uit te wees nie. So kom ons sit hierdie man terug. Ons gaan hom nie op die einde indring nie. Maar Jakes, well done. Dis nou 'n hoe sê hulle, 'n loopsoopie. Spider-Man legend. Jy sien. Well done my broer. Dankie my woord. Nou manne, dis nou kom ek sê so net na 1. Nou Benny en Jakes twee van hierdie skooters gekry. Buiten daai skooters wat ons gekry het, daai grasies, het ons Kaaps gevang galon. Ons gaan hulle uitsit op die landing station. En vir julle wys wat het ons gevang. Hier by Flamingo Bay. Onthou die naam Flamingo Bay Stormy. Dis die ou, ons gaan die nommer en alles vir julle neersit. Doen 'n boeking. Kom vis hierdie water is something unreal. Dis in die middel van die winter. Dis die 8ste of die 9de Julie. 9de Julie, volmaan. En ons het vis gevang soos ons wil. So, hou hierdie dinge dop. Gaan hierdie grasie terugsit, Jakey. Well done. Natuurlik met ons nou DNA, ou nie RSA. Benny, baie dankie vir jou tyd, né? Thanks a lot. Cheers julle. Lekker. Hoe mooi is dit? Nou hier by my staan ek by Stom. Ek wil vir jou verskriklik dankie sê. Jy het vir ons 'n geleentheid gegee om vir my is dit nuwe water en ek neem aan dis 'n nuwe oewer wat jy oopgemaak het. Ja. Hy is nou so 6 maande oop. Hy is van Januarie af het ons hom vir die publiek oopgemaak en meer die kompeterende hengelaar. Okay. So julle hoor daarso nou die ou om mee te werk is Stom. Ons gaan vir julle al die gegevens opsit dat julle weet hoe om die boekings te doen. Jy kan nie net hier aankom nie. Dis werklik die hek is gesluit, so met ander woorde, dis reg vir flaps en Braminias en al die tipe goed. Maar julle sal nou vandag op volume 90 sien hoekom ons hier is. Nou ek sê dit is seker een van die best hidden treasures in Valdam. Dankie. Nee, dit is it's a God's blessing for us, Kalk.
die visvang hier is iets uitsonders. Ja, julle het self beleef vandag. Die aantal vis wat hier is insane. En dit is 'n voorreg. Dit is maar 'n voorreg om hier te hengel. Ja. En Stom het dit vir ons moontlik gemaak en ek vra julle baie mooi. Baie van die oewers kry swaar omdat die mense droog maak. Hierdie oewer is oop. Hy doen baie moeite. Hy's besig om te kyk na die ander kant ook, te kyk of kan hy nog groter water kry. Maar ek sê nou vir julle, een van die beste hengeloewers wat jy ooit sal kry. Kyk volume 30, praat met Stom, doen jou bookings. Hy's ongelukkig, hoor nou gou hierso tot en met Februarie 26 geboek. Februarie vol tot en met 26 vol. Ja, elke naweek is ons vol bespreek. So, dit sê die hele storie, maar kyk of jy kan plek kry om hier te kom visvang. Ons gaan vir julle wys hoekom. Stom verskriklik, dankie. Plesier. Dankie vir julle. Dankie. Tada julle. Sorry, wat is jou selfoonnommer? Waar moet hulle jou kontak? Hulle kan my op my sel kontak 079 122 3578. Dan doen ek die boekings vir hulle onmiddellik en ek vra gewoonlik vir 'n WhatsApp. En dan het ek die regte spelling, die regte alles. En sodra ek dit ontvang, sit ek dit in die dagboek in en die dagboek stuur onmiddellik dan vir die persoon wat die boeking gedoen het 'n confirmation. Dan weet hulle is geboek. Hulle sal dit. Ons het ook chalets hier so waar die ouens kan huur. Ons is besig om nog te bou. Maar soos die oort groei, so sal die akkommodasie groei ook. So dit is maar vir ons. Stom prys wat jy vra op hierdie stadium per dag per Op hierdie hengelaar. stadium op die social hengelaars is dit R100 per hengelaar per dag. Okay. Die kompeterende hengelaar is R80 per dag. Okay. Vir 'n klub. Jy moet Ja. natuurlik saam met die klubs kom. Okay. En dan die chalets, as die mense my vra, kan ek vir hulle stuur. Die pryse wissel van die 4-slaper tot die 8-slaper. Okay. So hulle werk met jou, daar's die rates, so julle dis die hele storie. That's it. Dankie. Dan. Dankie vir julle geleentheid. Benny, Jaco, Sinkie, Skallies, wat 'n dag. Chaos. Nou kom ek sê net vir julle, ons het gewag vir die mis om so 'n bietjie te gaan sit. Ons het letterlik sê kom omtrent 9uur. Ek het gesê boys, julle weet is 9uur. Nee, onder ons sê 9:15. Okay, so kom ons sê gee wat hy 9:15. Dis net na 1. Ons is klaar. Hier's 2 fenominale sakke vis. Ja, Jakes, wat sê Valdam? Kan dit nie dink nie. Net verlede week sit ons hier. Vis loop nie lekker nie. Vang baie geel vis ewe skielik. Verander bietjie afstand en goed en ewe skielik kom hierdie vis deur. Ben het so ietsie gemompel van een vis vir die naweek en toe. Ja, Jy sien. een vis vir die hele dag. Nou daar's hy. En seun, jy het self 'n klomp gevang. So ons wil net vir julle sê Flamingo Bay. Onthou net wat het Stom gesê. Dit word slegs vir klubs. Jy kan dit boek. Dis absoluut die moeite werd. Een van daai hidden treasures van Valdam wat ons moet oppas. Mense asseblief, hierdie water is skaars. Hulle doen baie moeite, as baie nettery aan die gang. Hulle konner die ouens met die nette, so hulle probeer regtig die plek skoon en netjies hou. Julle moet kom. Baie dankies, volume 90. Kyk kom as julle hom nie kykie gaan julle baie spyt wees. 19. Dankie julle. Benny, verskriklik dankie, hoor. John. Jake the Snake en my bil. Nou 'n long cast. Jo. Alright, sien julle volgende keer. Cheers julle.